Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Dankie Here vir dit wat U vir ons doen. Here, ons wil vanoggend U naam kom loof, U kom prys. Here, want ons weet ons dien die enigste ware God. Ons dien die Skepper God wat alles gemaak het. Ons dien die God wat in genade en liefde by ons elkeen se lewens betrokke is. En dankie Here dat alhoewel U die Skepper God is wat alles gemaak het, dat U ook ons Vader is wat na in ons elkeen leef. Here, en ons wil kom loof en prys vir wie U is en vir wat U doen. Here, as ons ook vanoggend hier saam is, kom ons vra ons dat U deur die woord met ons elkeen sal praat, en dat U sal gee dat ons ook geestelik versterk sal word deur ons hier wees. Dat ons weer nuwe krag sal kry, omdat ons hier in U teenwoordigheid is. Kom seën die woord aan ons elkeen. Amen. Ek gaan vir ons saam lees uit Psalm 111 uit. Psalm 111 in die Bybel hier voor my is op bladsy 665. En vir ons lees. Met my hele hart wil ek die Here loof, in die samekoms van die opregtes, in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister. Sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Hy voed die wat hom dien. Hy hou sy verbond altyd in stand. Hy het sy volk die krag van sy dade laat ervaar. Hy het aan hulle die land van die ander nasies gegee. Wat hy doen, getuig van trou en reg. Al sy voorskrifte staan vas. Hulle is vir altyd geldig. Hulle is gegee in trou en regverdigheid. Hy het vryheid vir sy volk bewerk, sy verbond vir altyd ingestel. Sy naam is heilig. Dit wek ontzag. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Ek lees vir ons tot sover. Ek wil vanoggend met 'n beeld begin. En ek weet nie van julle nie, maar ek het nogal 'n redelike klompie sedels wat saam met my gaan, veral op 'n Sondag, want hierdie sedels is my huissleutel en my voertuig se sleutel, en dan is daar nog 'n sleutel vir daarom vir die agterdeur ook, as daar 'n fout gaan by die voordeur, en hy wil nie oopsluit nie, so, en dan het ek hier 'n bossie sleutels, nie baie groot nie, maar met 'n klompie sedels van die belangrikste sedels vir die kerk, om by die kerk op verskillende plekke te kan inkom. En soos meeste van julle, is ek seker, wat hier so sit, het sleutels saamgebring. Maar sleutels is nie net noodwendig altyd fisiese sleutels nie. Ons kry ook sleutels wat eintlik lê op die vlak van digitaal, as ons dit maar so kan stel. Wagwoorde, passwords in Engels. As jy mooi daaroor gaan dink, is 'n wagwoord ook eintlik maar net 'n sleutel. Dis 'n sleutel wat vir jou oopsluit en vir jou toegang laat verkry tot sekere goed. Net so sleutels, ek het sleutels nodig sodat ek toegang tot my voertuig kan kry, toegang tot my huis kan kry, toegang tot die kerk kan kry. En so het ons 'n klompie wagwoorde wat ons help en vir ons toegang gee tot ons banksake, wat vir my toegang gee tot verskillende programme wat ek gebruik, en so sal ek kan aangaan. En ek dink ons almal ken ook die frustrasie van as jy iewerster in die haas jou sleutels neersit en jy weet nie waar is jou sleutels nie. En dan is dit 'n gesoek na die sleutels, en ek dink almal van julle kan stories daarvan vertel, van hoe julle al na sleutels
gesoek het, wat iewers ter verlore geraak het, misplaas geraak het. Natuurlik die grootste frustrasie is as jou sedels gesteel raak, né? En jy dan nie kan toegang kry tot waar jy wil toegang hê nie, jy moet nuwe sedels maak. Selfs met wagwoorde so, né? Ek weet nie van julle nie, maar ek beleef dit elke keer as ek my selfoon opgradeer of my rekenaar opgradeer na 'n ander rekenaar toe en jy moet nou programme oorlaai, dat jy nie al die wagwoorde kan onthou nie. En dan sukkel 'n ou. Deesdae in die meeste programme nou die funksie in wat jy kan sê jy het jou wagwoord vergeet en dan stuur hulle vir jou die wagwoord na jou e-posadres toe of na jou selfoon toe. Van daai wagwoorde, hierdie sleutels gee vir ons bepaalde toegang. En ons praat hierdie maand en ons staan 'n bietjie hierdie maand stil by dankbaarheid. En weet julle dat dankbaarheid is ook in baie opsigte 'n sleutel. Dankbaarheid is eintlik die sleutel wat ons harte oopsluit, juis sodat ons in opregtheid die Here kan dien, die Here in opregtheid kan loof en kan prys. Opregtheid sluit dit vir my en jou oop, 'n lewe waarin ons werklik naby aan die Here kan leef en kan leef soos wat die Here wil hê ons moet leef. En dit is iets daarvan wat ons raak lees ook in hierdie Psalm 111. Hierdie Psalm 111 wat 'n lofpsalm is, waar die Here se naam geloof word, die Here aanbid word, geprys word. En in die oorspronklike teks is dit eintlik so mooi, dit staan bekend as 'n akrostiese psalm. So hoe dit werk is dat die psalmdigter het gegaan en elke letter van die Hebreëse alfabet gevat, en elke opvolgende versreël begin met die volgende letter van die Hebreëse alfabet. So is eintlik baie mooi poëties geskryf, maar natuurlik omdat ons dit nou vertaal na Afrikaans toe, verloor ons daai mooi wat daarin geskryf is, dat elke versreël met 'n volgende letter van die Hebreëse alfabet begin. En dit dui so 'n bietjie iets op orde, dit dui so 'n bietjie daaraan op die volheid daarvan. So ons kan eintlik in 'n sekere sin kom sê, hierdie psalmdigter hierdie psalm kom skryf en vir ons kom sê, hierdie is eintlik so 'n bietjie die ABC van om die Here te loof, die Here te aanbid. Hy het eintlik 'n poging aangewend om te sê, maar ons kan hierdie gebruik so 'n bietjie soos ons kinders die ABC leer. En dis hoekom hy die letters ook gevat het, om te sê, maar hier so 'n klompie riglyne. Dis 'n paar belangrike aspekte vir my en jou, as ons die Here wil aanbid, die Here wil loof, die Here wil prys, vir die Here wil toesê dit wat hom toekom. En daarom dan sien ons hierdie psalm begin eintlik met 'n oproep, en hierdie oproep is so 'n mate amper ook 'n belydenis, wanneer hierdie psalmdigter begin en sê, ek wil die Here loof met my hele hart. Dink ons moet baie mooi dit raak sien, hy sê hy wil dit doen. Hy wil graag, hy doen nie dit, hy kom nie in die samekoms van die gemeente bymekaar om die Here te loof en te prys, want hy moet nou maar, want die wette vereis dit van hom, of daar's mense wat van gesê het, jy moet Sondag kerk toe gaan, of is maar net tradisie, weens tradisie kom hy nou maar kerk toe nie. Hy sê dit baie duidelik, hy wil dit doen. Hoekom? Want hy leef in 'n verhouding met die Here, hy leef met 'n dankbare hart, en daarom sê hy, vanuit sy hele hart uit, wil hy die Here loof. Maar jy die Here wil loof, en jy kan net die Here vanuit jou hele hart uit loof, as jy leef as 'n dankbare mens. Want dankbaarheid kom sluit jou hart oop, kom sluit jou lewe oop, en dan vanuit dankbaarheid kan jy kom en sê, maar nou kan ek, omdat ek dankbaar is teenoor die Here, omdat ek lief is vir die Here, kan ek nou kom en die Here wil loof, wil prys, wil by mekaar kom daar waar ander gelowiges is. Daarom word ek nie Sondagoggend wakker en dan sê ek, dis nou alweer kerk, nie. Dan word ek wakker en sê, ek kan nie wag om kerk toe te kom nie. Want hier kan ek saam met medegelowiges die Here aanbid, ek kan die Here loof, ek kan hom prys vir dit wat hy alles vir my kom doen. Maar dit kan net gebeur as dit ontsluit word vanuit 'n lewe van dankbaarheid.
as ek nie vanuit 'n lewe van dankbaarheid dit doen nie, en dit is maar net op grond van 'n ritueel, 'n gewoonte, dan is my lofprysing eintlik leeg. Dan beteken my lofprysing eintlik nie baie nie. Want dit kom nie diep vanuit my hart, vanuit 'n verhouding met die Here nie. Daarom is dit so mooi belydenis, so mooi oproep waarmee hierdie Psalm begin om te sê, maar wanneer ek die Here wil aanbid, wanneer ek die Here wil loof, moet ek dit wil doen, moet regtig vanuit my hart uitkom. En dan sê hy vir ons, maar waar moet dit gebeur? Dit moet nie net gebeur by jou huis nie, maar ook in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Dan sê hy, maar lofprysing, aanbidding, gaan nie net oor jouself nie. So baie keer maak mense die fout, en dan hoor mense sê, maar hulle geloof is privaat. Jou geloof is glad nie privaat nie. Die Bybel kom sê heeltemal die teenoorgestelde. Ja, jou geloof is persoonlik, maar is nooit privaat nie. Want as jy regtig die Here ontmoet het, as jy regtig in 'n verhouding met die Here staan, dan kan jy nie anderster as om jou geloof uit te leef na die wêreld daar buite. So geloof is nooit privaat nie, dis wel persoonlik. Maar dit moet uitgeleef word. Daarom kom sê hierdie psalmdigter, maar wanneer ons as gelowiges saamkom, wanneer ons as gelowiges by mekaar kom, moet ons die Here aanbid, moet ons die Here loof. Hoekom? Want dit is so baie om voor dankbaar te wees vir die Here. En as ek in 'n verhouding met die Here staan en ek is lief vir die Here, dan wil ek nie anderster as om hom te loof en te prys wanneer ek in sy teenwoordigheid is nie. En dan gaan hierdie Psalm aan en dan gee hy eintlik vir ons 'n klomp redes. Dan noem hy so 'n klompie redes om te sê, maar onthou, hierdie is alles redes oor waarom jy die Here moet aanbid, waarom jy die Here moet loof, waarom jy die Here moet prys. Dan begin hy eers dan sê, maar jy moet die Here prys oor die grootheid van sy werke. Die 2020 vertaling vertaal dit met die woord indrukwekkend, wat ek dink meer akkuraat is. Dan kom sê die Bybel vir ons, maar julle moet die Here loof en prys, julle moet dankbaar wees oor die indrukwekkende werke wat God gedoen het en steeds doen. As ons net terugkyk oor hoe God alles geskep het, hoe God alles gemaak het. As ons net bietjie vir 'n oomblik stil raak en dink en hoe indrukwekkend is die skepping waar binne in ons leef. Net hierdie klein stukkie wat aan ons bekend is as aarde. En daar is so baie goed hier op aarde wat ons nog nie eers ontdek het en nog nie verstaan het, nog nie behoorlik navorsing op gedoen het. Dan praat ek nie eers van die hemelruimte daar buite met al die sterre nie. Die Here se werke is indrukwekkend. Die Here se werk in mense se lewens is indrukwekkend. En dan sê hy, maar daarom kan ons vanuit 'n dankbaarheid die Here loof, hom aanbid, oor al die indrukwekkende goed wat die Here doen. Nie net in die groot skepping nie, maar ook in my en jou lewens. Dat die Here ook in my en jou lewe aan die werk is, en soveel indrukwekkende goed vir my en jou ook kom doen. Die Here is steeds besig om te skep. Die Here is steeds besig om te herskep in hierdie wêreld. Tweedens dan kom sê hy, maar ons moet die Here loof en prys vir wie God is. Op grond van wie God is, op grond van wat God se karakter is, as ek dit so kan stel. Dan kom sê hy, maar God is die een wat regverdig is, God is die een wat genadig is. God is die een wat vertrou kan word. Ons leef so in 'n wêreld waar ons sukkel, want daar is soveel onregverdigheid in hierdie wêreld. Daar is soveel ontrouheid, soveel genadeloosheid in hierdie wêreld. En dan kom die Here en dan sê hy, maar hy is anderster as wat hierdie wêreld is. Dan kom sê die Here, maar hy is die een wat ons kan vertrou. Hy is die een wat betroubaar is. Hy is die een wat regverdig is. Maar hy is ook die een wat genadig is. Wat genade teenoor my en jou kom betoon. En op grond daarvan
het ons soveel rede om dankbaar te wees. Soveel rede om die Here te prys, te loof, hom te aanbid. En dan kom hy vervolgens en dan sê hy, hoekom het ons nog nodig om die Here te loof en aanbid, want hy is die een wat sorg. Hy is die een wat vir my en jou sorg. En hierdie sorg lê op meer as een vlak. Die Here sorg geestelik vir ons, maar die Here sorg ook fisies vir ons. Nie net geestelik wat die Here vir ons sorg. En dan sê hy in hierdie Psalm, as ons mooi kyk, dan sê hy eintlik, kyk so 'n bietjie terug op jou lewenspad en sien die Here se hand oral in jou lewe raak. Sien hoe die Here vir jou gesorg het as jy terugkyk op jou lewenspad. Waar die Here oral voorsien in dit wat jy regtig nodig het. En onthou, ek het dit al baie keer gesê, daar's 'n verskil tussen wat jy graag wil hê en dit wat jy regtig nodig het. Dit wat ons baie keer wil hê, weet die Here sê dit is goed vir ons nie, en hy gee vir ons dit wat ons regtig nodig het. Daarin voorsien hy vir jou en my. En dan sê hy, maar as ons net so terugkyk op ons lewenspad en ons sien hoe die Here elke tree betrokke was en steeds is in ons lewens, dan het ons so baie om voor dankbaar te wees, so baie om die Here voor te loof en te prys en sy naam groot te maak. En dan sê hy nog 'n rede, kom noem hy hier, hoekom ons die Here moet loof en prys, is dat die Here nooit verander nie. Dat God dieselfde bly. Ons leef in 'n wêreld wat so vinnig verander. Ons leef in 'n wêreld waar so baie mense sukkel om by te hou. Ons leef in 'n wêreld waar een oomblik is dinge so en die volgende oomblik is dit so. En dan kom sê die Here, maar hy is die standvastige een, hy is die onveranderlike een. Dan noem hy spesifiek hierso dat sy verbond, sy beloftes sal vir ewig staan. Sy verbond en sy beloftes verander nie. Die Here maak nie een oomblik 'n verbond en dan trek hy hom terug en dan maak hy hom weer met respek gesê nie. Die Here gee nie vir ons bepaalde beloftes en dan later aan dan verander hy weer aan hierdie beloftes nie. Die Here se verbond, sy beloftes staan vas vir my en jou. En ons kan daaraan vashou en dit gee vir ons so baie om voor dankbaar te wees. So baie om die Here voor te loof en te prys. Hierdie beloftes. So baie van die Here se beloftes het reeds in vervulling gegaan met Jesus Christus. Maar ons weet daar's nog beloftes wat nog moet in vervulling gaan wanneer die wederkoms gaan gebeur. En daarin kan ons vashou en daarin kan ons kom vertrou. Psalmdigter kom sê ook dat die Here se opdragte verander ook nie. Die wesenlike van die Here se opdragte bly dieselfde vir my en jou. Dit is van hom vanuit sy liefde te leef, voluit te leef vanuit sy liefde uit en vir hom te leef. So die Here is ook nie soos iemand wat kort sy opdrag verander nie. Een oomblik vir jou so sê en 'n ander oomblik so met respek gesê. Die Here se wesenlike van sy opdragte bly konstant dieselfde vir my en jou. En daarom kan ons soveel hê om voor dankbaar te wees. En dan laaste punt wat ek net wil uitlig. En ek wil dit uitlig dit toe die 2020 vertaling wat meer 'n direkte vertaling het vertaal. Psalm 111 vers 9 sê in die direkte 2020 vertaling, verlossing het hy vir sy volk gestuur. En ons weet dis waar. As ons net deur die Ou Testamentiese blaaie blaai, dan sien ons hoe die Here verlossing elke keer vir sy volk gestuur het. Elke keer wanneer hulle in die moeilikheid beland, wanneer hulle in ballingskap is of daar probleme is, nie noodwendig op die tyd wat hulle wou hê hy moet dit stuur nie. Maar wanneer die Here geweet het die tyd reg is, het hy elke keer verlossing gestuur, soms deur rigters daar in die rigtertyd, soms deur konings of deur profete of deur priesters, maar elke keer het die Here verlossing gestuur. Maar dit was nie 'n blywende verlossing. Maar ek en jy sit nou hier en ons leef in 'n era nadat Jesus Christus gekom het, die perfekte, die volmaakte verlosser, die finale verlosser wat God die Vader vir my en jou gestuur het.
En daarom, as ons kyk na hierdie teks van Psalm 111 vers 9, is dit eintlik ook 'n vooruitskouing, is eintlik 'n belofte wat nou reeds in vervulling gegaan het, dat die Here verlossing gaan stuur vir sy volk, en hy het dit gedoen. Die finale verlossing is gebring deur Jesus Christus, wat vir my en jou die ewige lewe moontlik maak, wat vir my en jou verlos van die juk van sonde, wat my en jou verlos van die ewigheid van die dood, want wat kom doen die Here? Hy kom maak die dood net 'n deurgang na die ewige lewe toe. Is dit nie rede om dankbaar te wees nie? Is dit nie rede om met dankbaarheid te leef, om te weet dat Jesus Christus die finale verlosser is wat gekom het, die volmaakte verlosser is, wat ook vir jou gekom het, en jou ook kom verlos het, en vir jou ook die ewige lewe kom moontlik maak het. Daarom dan kan ons met dankbaarheid die Here loof en prys en dien. Want dankbaarheid kom en kom sluit my en jou harte oop. Daarom behoort ons lofprysing, ons aanbidding behoort deurdrenk te wees met dankbaarheid teenoor die Here. Daarom kan ons sulke mooi voorbeelde in die Bybel hê, en Dominee Jana daarby 2 weke terug stil gestaan, so ek gaan net weer vinnig noem. Daarom het ons hierdie mooi voorbeelde van Habakuk wat kom skryf en kom sê, maar al loop alles in my lewe skeef, al verloor ek alles, sal ek nog steeds die Here dien, nog steeds jubel in die Here, nog steeds die Here aanbid. Hoekom? Want sy aanbidding is gegrondves, word oopgesluit deur sy dankbaarheid. Daarom kon Paulus en Silas daar in Handelinge, wanneer in die tronk sit en hulle is geslaan, en hulle sit daar in die maksimum sekuriteit deel van die tronk, hulle voete is in boeye, hulle is ongemaklik, hulle is seer, sit hulle nie daar en kla nie, maar sit hulle daar en begin die Here aanbid, en begin hulle lofliedere sing. Hoekom? Want hulle aanbidding word nie bepaal deur hulle omstandighede nie. Hulle aanbidding word bepaal deur die feit dat hulle dankbaar is vir dit alles wat die Here vir hulle doen, ten spyte van uitdagings waardeur hulle gaan. En dit wat waar moet wees van my en jou ook. Ons moet ook vanoggend kies om te sê, maar ek wil hierdie ABC van Psalm 111 ook my eie maak. Ook seker maak dat ek met soveel dankbaarheid leef, dat ek nie anders kan nie, dat ek wil saam met medegelowiges by mekaar kom, dat ek die Here wil loof, ek wil die Here prys, vanuit 'n opregte hart, want dankbaarheid het hier opregte hart vir my kom oopsluit, het dit vir my kom oopsluit en moontlik te maak om binne in ware aanbidding in te gaan. Dat dit nie maar net 'n ritueel is om Sondag kerk toe te gaan, nie maar net 'n ritueel is om Sondag te kom bid nie. Nie net 'n ritueel is om Sondag 'n klomp liedere tot eer van die Here te sing nie. Maar dat ek dit doen, omdat ek werklik dankbaar is vir dit wat die Here vir my gedoen het. Mag dit waar wees dat nie een van ons ooit die sleutel van dankbaarheid sal verloor nie. Wat waar wees van ons, dat ons nooit die sleutel van dankbaarheid sal misplaas en sal vergeet van daai sleutel. Want dit is so 'n belangrike sleutel om my en jou lewe te kom oopsluit vir opregte aanbidding. Amen. Kom ons bid saam. Dankie ons Vader dat U so baie goed vir ons doen. Here, dankie Here vir wie U is. Dankie Here vir wie U in ons lewens vir ons is. Dankie Here vir die aangrypende werke wat U ook vir elkeen van ons doen en ook in ons lewens kom doen. Here, dankie vir soveel genade en liefde wat ons ontvang. Here, dankie dat U die een is wat getrou is, die een is wat genadig is, die een is wat barmhartig is. Here, ons besef ons leef te min met dankbaarheid. Ons laat te veel toe dat hierdie wêreld maak dat ons ondankbaar raak. Daarom kom bid ek en kom vra ek, Here, dat U ons sal help
dat ons meer en meer vanuit dankbaarheid sal leef. Help dat ons dankbaarheid ons harte sal kom oopsluit. Nie net vir ons aanbidding teenoor U nie, maar ook vir ons manier van leef na die wêreld toe. Want wanneer ek toelaat dat dankbaarheid my hart kom oopsluit, maak dit ook 'n verskil in die manier hoe ek leef teenoor die mense om my. En mag dit ook waar wees van elkeen van ons. En as ons aan die nagmaaltafel gaan aansit nou, kom seën ook die tekens in elkeen van ons. En mag dit ons herinner aan dit waarvoor ons alles behoort dankbaar te wees. Ons vra dit in U naam. Amen. Ontvang ook die seën van die heilige en waardige God. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.